Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Mag dalk nie van hierdie plek hou nie, julle is dalk moeg vir hulle advertensies. Maar wat ons nie kan sê is dat hulle nie 'n briljante verkoopstrategie het nie. En dis natuurlik WeBuyCars. En hoe baie julle al nie net hulle advertensies gehoor het nie, maar hoeveel ander karverkoopplekke probeer hulle namaak en sê we also buy cars en we buy bakkies en daar's nou soveel verskillende plekke wat die sukses van WeBuyCars probeer naboots. En daar's 'n baie goeie rede hoekom WeBuyCars so suksesvol was. En net om te sê ek het al 'n kar daar verkoop, so ek het in die stryk dalk geval van hulle verkoopstrategie. So een van die dinge waarna hulle agter is om eintlik nie groot wins te maak op elke kar koop en verkoop nie. Hulle hele strategie is agter volume. En so hulle probeer net soveel as moontlik karre op 'n dag te verkoop en te stoot en te skuif sodat hulle op daardie klein winspersentasies geld kan maak. En so wanneer jy jou kar invat, is hulle baie slim in die manier wat hulle met jou wil praat oor jou kar se waarde. En so hulle sit baie dadelik vir jou 'n prys op die tafel. En as jy die vorm sou teken, dit is letterlik binne 10 minute is die geld in jou rekening. En so dis baie moeilik om nee te sê op daardie oomblik as jy nou daartoe gegaan het met jou kar en jy is reg om te verkoop, om hulle eintlik te staan dat hulle nie jou kar net daar en dan vat nie. En dit kan 'n goeie wen-wen situasie vir jou wees. Dan spaar dit jou die moeite om natuurlik na verskillende handelaars te gaan, om dit persoonlik te probeer te verkoop of te skuif. En so hierdie kan vir jou baie goed wees, en dit kan vir hulle baie goed wees, mits die verkoper bewus is van wat sy kar werd is. En nie net boekwaarde werd nie, maar wat behoort jy vir jou kar ook in die mark daar buite te kan kry. Jy sien wat gebeur en wat baie keer in sulke situasies gebeur as hulle die offer vir jou dadelik op die tafel sit, is dat meeste mense is nie altyd bewus van wat hulle kar werd is nie. En so hulle is bereid om vir eerder die gemak daarvan en die gerief daarvan hulle kar vinniger te laat gaan, eerder as om die prys te kry vir wat dit dalk werklik werd is. En hierdie is 'n belangrike prinsip in die lewe. Dit is nie net so vir wanneer ons materiële dinge verkoop nie. Hierdie is in alles in ons lewe. As jy wil oorweeg wat is die moeite werd vir jou tyd en die energie om iets op te offer of om iets te verkoop, ken jy die waarde daarvan? Is jy bewus van die waarde van die dinge wat vir jou belangrik is, van jou familie of selfs van jou tyd? En meer belangrik dalk is dit, ken jy jou eie waarde? Weet jy wat is jy werd en waarvoor is jy bereid om jouself prys te gee? Daar's so baie dinge daar buite wat aanspraak maak op ons en wat eintlik van jou wil koop. En vir ons om effektief 'n merkwaardige lewe te kan lei, om werklik 'n verskil te kan maak in watter industrie jy ook al is, of hoe jy jou lewe wil lei, is krities daarvan dat ons elkeen moet kan verstaan wat is my waarde. Sodat ons nie vir goedkoper uitverkoop en wat ook al wil aanspraak maak nie. Al die boek van Daniël is so 'n goeie illustrasie van dit. Daniël is so persoon, die eienskap van Daniël wat hom nie net 'n merkwaardige mens en man gemaak het nie, maar werklik 'n merkwaardige lewe gegee het, is dat Daniël was baie goed bewus van wat sy waarde is. En dis wat ek wil hê ons moet raak sien vanoggend in hoe hierdie bewustheid om werklik beïnvloed het en om die vermoë gegee het om eintlik staande te bly staan te midde van moeilike omstandighede. Nou om die boek van Daniël te verstaan, het jy ook nodig om so 'n bietjie die geskiedenis van Israel te verstaan. So ons gaan vir die volgende uur vinnig deur die geskiedenis van Israel draf en dan sal ons by Daniël kan uitkom. So julle moet net vir my vashou. Maar nee, dit begin waar die mensdom weg van God gedryf het en God reik terug uit na die mensdom toe en hy roep 'n man met die naam Abraham. En hy sluit hierdie verbond met Abraham, hierdie belofte, hierdie ooreenkoms dat hy sy God sal wees as Abraham hom sou dien. En wat God sê is, ek beloof jou Abraham om vir jou 'n groot nasie te maak. Ek gaan vir jou 'n land gee, 'n plek waar jy kan bly. En deur jou sal al die nasies in die wêreld geseën wees. Dit is ongelooflik om te sien hoe die Here hierdie beloftes begin waarmaak. Abraham se nageslag word hierdie groot nasie Israel.
Ons sien hoe God hierdie nasie Israel, waar hulle in slawerny in Egipte was, dan loskoop uit Egipte uit en hulle stuur na hierdie beloofde land. Maar selfs soos wat God sy beloftes besig is om waar te maak, sien ons telke male dat Israel is net nie in staat om vas te hou aan God se beloftes nie. Keer op keer dryf hulle weg. Dit is soos daai een hardkoppige persoon wat net nie dit deur hulle kop kan kry wie en wat God is nie. En hulle hardloop die heeltyd na afgode, hulle hardloop na valsgode en hulle hardloop na hulle eie begeertes toe. Maar God bly goed. Ons sien telke male God bly goed deur die storie van die Ou Testament, hoe hy aanhou na hulle uitreik, aanhou hulle terugroep. Uiteindelik soos wat hulle deur die woestyn getrek het, Moses, die man wat hulle uit slawerny uitgelei het, gee hierdie toespraak vir Israel en hy moedig hulle aan en hy waarsku hulle, bly getrou aan God. Moenie na hierdie afgode aanhardloop soos wat julle nou in die nuwe beloofde land aangaan nie. Moenie God toets op hierdie nie, glo eerder sy goedheid. En ons sien daar gaan hulle in die beloofde land in. En God stuur hierdie goeie konings om oor hulle te heers. En selfs in die koning van Dawid is God besig om sy verbond nog te verbreed en uit te brei. En hy sê, wel nie net is hierdie Dawid 'n goeie koning nie, maar uit jou nageslag, Dawid, sal daar altyd iemand op die troon sit. En dit lyk asof hulle op die perfekte plek is. Hulle het uiteindelik hulle land, hulle het hierdie koning, en hulle is besig om hierdie ongelooflike nasie te wees. En tog, wanneer dinge op hulle heel beste lyk in die geskiedenis van Israel, begin hulle wegdraai. Eers hulle leiers, en gevolglik die res van die mense. En dit is so 'n sneeubal effek. Hulle begin al hoe meer afvallig word van God. Soveel so dat meeste mense nie eers meer weet wat is die woord en die beloftes van God nie. En God keer op keer probeer hy hulle terugroep en hy stuur profeet na profeet om vir hulle te sê, los wat julle mee besig is, kom terug na my. En soos enige goeie pa, gaan God nie toelaat dat hulle net hulle self verwoes nie. Nee, God gaan hulle straf om hulle terug te bring. En so God beloof die straf en hy stuur die straf. Hy sê, tensy hulle nie julle sonde los nie, gaan ek die Galdeërs, hierdie Babiloniërs stuur. En hulle gaan julle kom verwoes en hulle gaan julle wegdra in ballingskap in, tot julle erken dat ek werklik God is. Maar hulle luister steeds nie. En dit gebeur. Ons sien dat koning Nebukadneser is hierdie nuwe wêreldvors wat oorneem en hy val Israel en spesifiek Jerusalem aan. En hy breek die mure af, hy verwoes die tempel en hy neem die mense weg in ballingskap. En soos wat dit gebeur, soos wat hulle op hulle slegste plek is, in hulle diepste nood, is daar tog goeie nuus. En God sê die volgende vir hulle deur die profeet Jeremia. Jeremia stuur 'n brief agterna vir die ballinge, soos wat hulle weggevat is. En Jeremia sê, hier is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het, na die nog lewendes, oudstes van die ballinge en na die priesters en profete en die hele volk van wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe. Want so sê die Here, as 70 jaar verby is in Babel, sal ek ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En hierdie is die belofte. God sê, julle word nou wel gestraf, maar as julle julleself sou nederig en in bekering terugdraai na my toe, sal ek julle terugbring na hierdie plek toe wat ek vir julle beloof het. En dit bring ons dan by vandag se gedeelte, soos wat hierdie eerste ballinge op pad is na die land Babilonië onder koning Nebukadneser. Ek wil vir ons weer daai eerste 8 verse lees, want dit is insiggewend en gaan ons help om die hele hoofstuk te verstaan. So volg saam met my as julle hulle blaadjies het, anders kan julle op die bord ook saam volg. Dit sê dat in die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babilonië, na Jerusalem gekom en dit beleer. Die Heer, ons God, het Jojakim, die koning van Juda, en ook 'n deel van die voorwerpe in die huis van God in sy hand oorgegee. Hy het na die land Sinar, na die tempel van sy gode geneem, die voorwerpe het hy na die skatkamer van sy gode geneem. Die koning het Aspenas, die Rabsaris toe aangesê om uit die Israeliete, uit die koninklike familie en die vernames jong seuns te bring, aan wie daar nog nie enige liggaamsgebrek is nie, wat goeie voorkoms het
wat insig en alle soorte wysheid het, wat oor kennis en goeie oordeelsvermoë beskik, en wat in staat is om die paleis van die koning te dien, en in die skrif en taal van die Galdeërs onderrig te word. Vir hulle het die koning volgens die vereistes van elke dag, van die koning se kos en van die wyn wat hy gedrink het voorgeskryf, sodat hulle vir 3 jaar lank opgevoed kon word, om aan die einde daarvan in die diens van die koning te staan. Onder hulle was daar van die Judeërs, Daniel, Hanania, Mishael en Asaria. Maar die toesighouer oor die paleisamptenare het hulle name vervang. Daniel het hy Beltsassar genoem, Hanania het hy Sadrag, Mishael het hy Mesach en Asaria het hy Abednego genoem. Daniel was egter vas van voorneme dat hy homself nie sou besoedel met die koning se kos en die wyn wat die koning gedrink het nie. En hy het toe die toesighouer oor die paleisamptenare vergunning gevra dat hy homself nie hoef te besoedel nie. So hier's wat dit beteken het in antieke tye as die een nasie die ander nasie verower het. Basies wat dit beteken het, daar was baie simboliek betrokke by dit gewees. Nie net was ons sterker en beter en slimmer as julle nie, maar my God het julle God gewen. Dis wat dit beteken. En dis hoekom een van die eerste dinge wat jy doen as jy 'n nasie verower het, is jy gaan hulle tempel toe. En jy verwoes hulle tempel, en jy vat alles wat van waarde is, en jy vat dit terug, nie net na jou land toe nie, maar ook na jou tempel. Want hier is die simboliek wat hulle wil aanhou kommunikeer. Sien hoeveel sterker as ons God is julle God. Daarom vat ons die dinge wat eers aan julle God behoort het, en ons bring dit nou as 'n offergawe aan ons God. En so hierdie was baie duidelik vir almal dat op die oogopslag het dit gelyk asof Yahweh God verloor het aan die Babyloniese God. En dan verder wat jy sou doen is om jou strategie te vervolmaak om die nasie wat jy verower het heeltemal te verpletter, is dat jy wil die beste en slimste mense eerste wegvat in ballingskap. Om hulle ekonomie heeltemal te verpletter, vat jy enigiemand met vaardighede uit die land uit. En jy vat hulle terug na jou land toe. En nie net dit nie, jy probeer om hulle kultuur te verwoes. En so jy vat hierdie mense en jy gee hulle nuwe name. En jy gee hulle opdrag dat hulle die taal moet leer van die plaaslike mense en dat hulle ook die kultuur moet leer. Soveel so dat jy hulle kan assimileer. En so wat jy daardeur doen is nie net kry jy baat deur hierdie vaardiges wat nou in jou land inkom nie, nie net kry jy waardevolle dinge van die tempel nie, maar wat jy ook doen is jy verseker dat daar geen toekomstige rebellie gaan wees nie, want jy is besig om die hele identiteit van hierdie nasie weg te vat. En so anders as wat ons sou doen, sou dink is dat indien jy deel van die eerste groep was, so wat gebeur het met die ballingskap is dat 'n groep Israeliete in 2 vlae gegaan of was weggeneem na Babylonië toe. Nou indien jy deel was van daardie eerste groep wat weggevat was jy eintlik deel van die gelukkiges gewees. Dink aan die mense wat agtergelaat is. Die hoofstad, die senter van ekonomie en politieke mag is verwoes. Daar is geen regering wat aangestel is nie. Daar is geen ekonomie wat besig is om plaas te vind nie. Enigiets van waarde is gestroop en weggevat. En enige mense wat wel vaardighede gehad het, is ook nou land uit. En so die toekoms op daardie stadium was baie donker vir enige iemand wat agtergebly het in Israel. Vir die mense wat weggevat is na Babylonië toe, was dit eintlik die teenoorgestelde. Vir hulle is daar hierdie geleentheid gegee om weer oor te begin. Om 'n naam vir hulle self te maak. As hulle op 'n manier net kan gaan en seker maak dat hulle kry wit voetjie by hulle nuwe mense waar hulle bly, dan kan hulle dalk vir hulle 'n goeie werk loslaan. Hulle moet die geleentheid vasgryp om vir hulle hierdie nuwe lewe te begin. Maar om dit te doen, moet jy van jou ou identiteit afstaan neem en jy moet die speletjie speel van die nuwe konteks. Jy moet die Babyloniese speletjie speel. Dink maar net aan immigrasie vandag. Daar's baie Suid-Afrikaners wat vir goeie redes immigreer en daar's baie wat ook net graag op soek is na groener weivelde. Hulle wil net seker maak dat daar sekuriteit en veiligheid vir hulle kinders, wat alles goeie begeertes is. Maar dit help nie, jy immigreer na Nieu-Seeland toe en elke Saterdag trek jy nog steeds jou Springbok trui aan en jy steek jou vuurtjie aan en jy probeer as 'n Suid-Afrikaner aan te gaan in Nieu-Seeland nie. Dis dalk goed vir 'n rukkie en is dalk 'n bietjie goed vir jou nostalgie om en die verlange in jou hart te kwel, maar jy gaan nie voorkom in die kultuur nie.
Jy gaan nie voorkom in die werk en in die gemeenskap en om nuwe verhoudinge te bou nie. Wat jy gaan moet doen, is amper te vergeet van jou herkoms en te doen wat aanvaarbaar en aanneemlik is vir die konteks daar. En daardeur, in die Engels gesê, to get along, you've got to go along. Jy moet die kultuur aanvaar waarin jy op pad is. En hierdie was waar van Daniel en sy vriende. Ons sien dat Daniel en sy vriende kom uit die koninklike familie uit. En hulle word dadelik ingeneem en hulle word goed behandel en hulle word hierdie geleenthede gegee om hulle self te bewys. 10 teen 1 aan die hand van hoe hulle self bewys, gaan hulle werk bepaal vir die res van hulle lewens. En wat hierdie amper moeiliker maak is, teen die tyd wat Daniel en sy vriende gevat is dat hulle was tieners gewees op hierdie stadium. Sien, Daniel het die hele 70 jaar in Babylonië geleef en so op hierdie stadium waar hulle in hierdie nuwe land gevat is Daniel en sy vriende tieners. En hulle staan voor hierdie keuse van wat hulle moet maak van hoe om hierdie nuwe konteks om te gaan. Die enigste verskil, dis aan amper hulle vandag en as ons sal immigreer, is dat vir die Israeliete om hulle vorige identiteit op te gee en 'n nuwe identiteit te aanvaar, beteken ook dat hulle godsdienstige identiteit sou moes opgee. Sien, veral in antieke tyd, jou geloof en jou godsdiens was een en vasgemaak met jou nasionale herkoms. Die twee is vas aan mekaar. En so hierdie Israeliete staan by 'n vurk in die pad. Doen afstand van wie jy was en wat jy geglo het, en daar is dalk baie groter geleenthede vir jou op die horison wat vir jou wag. Nou, probeer jouself net vinnig in Daniel se skoene sit. Hier's 'n jong tienerlaaitjie. Jou land is verwoes. Van sy perspektief af het Yahweh verloor. Daar's nie hoop vir hulle nie, die toekoms is donker. Wat se hoop is daar vir hulle om aan vas te hou? Alles wat gebeur is, al hulle konteks en omstandighede, en ek seker die gesprekke soos wat hulle weggevoer is na die ander land toe, was net negatief. Daar's niks wat positief vir hulle lyk op hierdie stadium nie, niks wat vir hulle so bietjie moed of hoop kan gee nie. En nou het hulle hierdie groot besluit, gee op wie jy is, of staar die gevolge in die gesig van jy weet nie of hoe seker jou toekoms gaan wees nie. En tog wat ons sien is, in die midde van hierdie, is daar hierdie vasberadenheid in Daniel. Hierdie gedetermineerdheid wat hom kenmerk. Lees net weer saam met my vers 8. Dit sê dat Daniel was egter vas van voorneme dat hy homself nie sou besoedel met die koning se wyn en die kos van die koning nie. Daniel het homself voorgeneem. Die Engels sê Daniel resolved. Hy het hierdie resolve gehad, not to defile himself and not with the king's food and drink. Nou hierdie voorneme van Daniel is baie groter as net die bekende Daniel dieet. Daniel was nie besig om aan Desember te dink en dat hy in sy speedo moet pas en so hy wou goeie dieet hê van net groente en dat hy reg is vir sy Desember vakansie nie. Nee, die oomblik toe Daniel hierdie voorneme gehad het wat hy mee besig was en hy was werklik bewus van die besluit wat hy gemaak het, is hy was besig om 'n polities godsdienstige stelling te maak. Die stelling wat Daniel hierso gemaak het is, ek wil steeds anders te wees as die plaaslike bevolking. Sien my anderste, hanteer my anderste as wat jy die inwoners van Babylonië sou hanteer. Ek is nie bereid om te assimileer nie. En enigiemand op daardie stadium, enige raadgewer van Daniel sou gesê, hierdie is politiese selfmoord waarmee jy besig is. Jy is besig om enige vooruitsigte wat jy het op hierdie stadium in die voet te skiet. Deur jou vlag hier te plant, is jou toekoms in ernstige gedrang. Maar wat stel Daniel in staat om dit te doen? Om hierdie tipe voorneme en vasberadenheid te hê in hierdie moeilike omstandighede en daardie posisie in te neem, ten spyte van wat sy konteks vir ons sê. Daar is net een rede. Dis God se verbondsbelofte. Daniel, dis die enigste ding wat hom kon ooreed, was ooreed dat God
steeds in staat is om sy mense te onthou en sy beloftes na te kom. Die belofte dat, geen nie om hoe sleg het nou lyk nie, hierdie is nie die einde nie. Dit is nie die werklike realiteit nie. Dat indien hulle self sal nederig sal maak en na God in bekering en smeking sal aanroep en terugkeer, dat God hulle wel sal hoor, dat God hulle wel sou red, dat hy hulle sou herstel en terug sou bring van die land na waartoe hulle weggevoer is. Daniel het hierdie met soveel vasberadenheid geglo in sy hart, dat hy nie omgekoop kon word deur Nebukadnesar en wat hy daar voor hom gestel het, in terme van geleentheid en 'n toekoms nie. Daniel kon dit doen, want hy het reeds besluit dat hy is klaar gekoop, en vir baie hoër prys as dit wat Nebukadnesar vir hom daar gestel het. Daniel onthou die verhale, hy onthou die stories van Egipte, dat hulle in slawerny was, dat hulle sonder lewe was, en dat God deur die lam, deur die bloed van die eersgeborene het God hulle gered. God het die losprys betaal, dis hoekom ons die woorde vrygekoop gebruik. Wat se prys kan jy op jou lewe sit? Daniel sê, geen om wat jy vir my hier sou aanbied nie, my lewe is meer werd. En so ek wil daaraan vasklou, en die een wat my reeds gekoop het, vir my veel meer waarde. Hy was as te ware uitverkoop aan die idee van God se beloftes. Hierdie voorneme wat Daniel gehad het, anders as wat ons graag vandag sou wou dink, het hom nie net vir hom 'n maklike pad vorentoe gemaak nie, dit het hom in direkte konflik met mense gesit. En God was daarom vir hom goed in hierdie situasie. Hy het die toesighouer eintlik in 'n moeilike posisie gesit, want as hy sou toelaat dat Daniel net doen wat hy wil en eet wat hy wil, en Daniel lyk maar en sieklik na 'n sekere tyd, dan sou hy, die toesighouer, verantwoordelik gehou word vir Daniel se swak gesondheid. Maar soos wat God goedgesindheid vir Daniel gee in die oë van hierdie toesighouer, laat hy vir Daniel toe om getoets te word vir 10 dae, en dit lyk goed. En Daniel kry toe die toestemming om vir die volgende 3 jaar afgesonder anders te gehanteer te sou word as die res. En na 3 jaar sien ons kom die eindeksamen, wat hulle almal voor die koning gebring word. En die teks sê die volgende in vers 19, dit sê die koning het met hulle gepraat, en onder hulle almal was daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Mishael en Asaria nie. Hulle het by die koning in diens getree. En in verband met enige saak wat wysheid en insig geverg het, waarvoor die koning hulle uitgevra het hulle 10 maal beter gevind as die waarsêer, priesters, goelaars en sy hele koninkryk. En hierdie is 'n merkwaardige storie van Daniel en sy vriende se vasberadenheid, sy getrouheid in God gedurende tye van geweldige onsekerheid en swaar kry. En as ons na ons vandag wil spring, moet ons raak sien dat die een ding wat Daniel in staat gestel het om sterk te staan in die midde van moeilike en onsekere tye, was sy vermoë om sy eie waarde te kan ken. Hy het geweet wat sy prys was, en dat daar ander dinge sou kom en gekom het om aanspraak te maak op wie en wat hy is, en hy kon dit weerstaan. En indien ons onwrikbaar soos Daniel wil wees, wil vasstaan te midde van moeilike tye, het ons ook nodig om uitverkoop te wees aan iets wat meer waardevol is as wat die wêreld ooit sou kan aanbied. Soos goeie Afrikaners het ons gewoonlik baie goeie morele waardes, en ons weet waarvoor ons staan, en ons is mense van integriteit, of dis ten minste, ek dink waarop ons aanspraak maak. Die vraag is, en ons wil nie sinies wees nie, dat elke mens het sy prys. En ons moet weet dat die speletjie wat Satan met ons speel, soos wat ons in hierdie oorlog met hom gewikkel is dat hy speel nie regverdig nie, en hy is bereid om enigiets aan te bied. Hy het vir Jesus al die koninkryke van die wêreld aangebied as hy net die knie sou buig. En so in 'n mate, ons goeie opvoeding kan ons help tot om met 'n punt, maar ons moet besef dat daar gaan 'n punt kom wat jy iets meer aangebied gaan word as wat jy op hierdie stadium dink dit werd is. En so daar's net een plek soos Daniel waartoe ons kan gaan om te gaan sien wat ons waarde is en wat die mees waardevolste is. En dis die kruis. Soos Daniel wil ons die bloed van die lam sien.
Ons wil die losprys sien wat Jesus betaal het om te sien dat dit is veel meer werd wat hy vir ons daar gedoen het as enigiets anderste wat ons hart op hierdie stadium na toe wil gaan. Ek dink is in die begin ook genoem, ek dink nie dit is 'n vergroting of ons oordryf as ons sê dat dinge is regtig moeilik op hierdie stadium in Suid-Afrika. En op hierdie stadium die toekoms, dit lyk nie as daar 'n silwer randjie is nie. Sonder om enige geestelike sousie oor dit te gooi om te sê alles gaan net beter wees, dink ek ons moet eerlik met mekaar wees oor ons huidige situasie. En die ding wat ons self moet vra is, jy moet besef dat hoe moeiliker die situasie, hoe erger hierdie pressure cooker waarin ons nou is, hoe groter gaan die versoeking wees dat dinge en mense na jou toe gaan kom om vir jou te vra, maar verkoop jou waardes. Lewe eerder net vir die dinge wat jy dink vir jou sekuriteit gaan wees. Lewe eerder net vir jouself ten koste van ander mense. Ek weet die gevoel reg nou is, ek kan nie bekostig om goed te wees vir ander mense nie. Ons moet na onsself en na ons eie mense kyk. Ek weet hoe kan dit net wees by 'n werk en hoe moeilik dit is by die werk om in 'n professionele, etiese omgewing te wees, werklik professioneel te wees en steeds 'n Christen te wees in daardie omgewing, waar daagliks tientalle, dalk honderde kere deur die dag word daar vir jou gevra om afstand te doen van wat jy glo en wat vir jou waardevol is en eerder uit te verkoop. En die belofte is dat jou toekoms dan vol sekuriteit sal wees. En ons het nodig om ons waarde te besef. Ek besef van ouerskap hoe maklik dit is om eerder kortsigtig te wees, om ons kinders net toe te laat om te kyk wat hulle wil, gesels wat hulle wil, net dat ons 'n bietjie vrede kan kry, en hoe moeilik dit is om baie keer terug te ploeg en teenwoordig nou met ons kinders te wees. Om eerder vir my eie ongemaak net nou so bietjie 'n blaaskans te wil kry. Ek weet in verhoudings hoe moeilik dit is om nie te wil uit te verkoop nie, om eerder vir mense se aanvaarding en goedkeuring te wil leef, eerder as om vir mense werklik lief te wees en partykeer te sê wat hulle nie wil hoor nie. En wat ons nodig het, vriende, is om vas te staan en om vas te hou, vasberadenheid te wees, dieselfde voorneme te hê as Daniël. Dit is gewoonlik in hierdie deel van die preek waar ek nog so 'n paar toepassingsdinge sê en ek kry ons en ons loop hier uit en ek voel, ja, ek moet hierdie dinge doen en ek wil dit gaan doen. Maar om eerlik te wees, ek het weer in hierdie preek gewerk en ek het ongelooflik depressief geraak soos wat ek hieraan gewerk het. Ek het net besef hoe ek niks van hierdie dinge doen nie. Ek het net besef, maar ek het klaar uitverkoop. Ek het reeds my siel verkoop. Ons kan hier staan en ons kan maak asof dit net so eenvoudig is en dis wat ons wil doen as Christene, maar die realiteit is so anderste. En is so gereeld dat ons dikwels nie eers besef en bewus is van die feit dat ek besig is om uit te verkoop nie. Maar so gereeld het ek eerder die maklike pad gekies. So gereeld het ek net vir myself gelewe. So gereeld was ek nie vol genade gewees nie. So gereeld is ek konstant besig om my eie planne te maak, om seker te maak, maar ek sal my uit hierdie put uitkry. Ek moet sorg vir my familie. En ek lees hierdie en ek voel, maar ek is glad nie soos Daniël nie. En ek gee nie om hoe hard ek probeer nie, ek voel ek kan nooit soos Daniël wees nie. Ek dink, is hier, en ons gaan dit nie nou doen nie, maar waar ons weer hoofstuk 1 van Daniël moet lees. En ons moet eintlik agterkom, wie is die hoofrolspeler in Daniël 1? Ek weet nie of julle dit opgemerk het nie. God het Israel in die hand van die Babiloniërs oorgegee. God het seker gemaak dat die oorsigter goedgesind was teenoor Daniël en hulle vriende. God het Daniël en sy vriende geseën met wysheid en kennis. God het hulle die vermoë gegee om drome en visioene te interpreteer. God was aan die werk. Die heeltyd wanneer ons dink Daniël moet nou vas staan en Daniël moet hierdie doen, die eintlike rolspeler wat nou in die werk was God. Die punt van Daniël 1 is nie dat ons met ons sokkies optrek en soos Daniël net sterker glo en dan gaan God ons seën en dan gaan ons aan die ander kant uitkom nie. Dis leë beloftes, situasies was steeds moeilik. Daniël was steeds 'n gevangene. Die storie het hier geëindig nie, dit raak nog bitter moeilik in die boek van Daniël. Nee,
Die punt van hierdie storie het baie minder te doen met wie Daniël is en baie meer met wie God is. Die punt van die storie is dat God is getrou, selfs wanneer sy mense ontrou is. Die boek van Daniël is God se mense wat ontrou was. Hulle is daar want hulle het dit nie gemaak nie. En tog wys God sy goedheid en sy getrouheid dat hy hulle daar kom red. Wanneer hulle droog gemaak het. Wanneer hulle nie verdien het om terug te kan gaan na God nie, dis waar hulle God hulle gaan haal. Die punt is dat God getrou in sy beloftes is en in sy verbond, selfs in die tye wanneer ons ontrou kan wees. En so ons moet weer kyk na die kruis, nie net is dit 'n storie van die losprys en die kosbare bloed wat Jesus betaal het nie, maar dink oor die omstandighede hoe dit gelyk het by die kruis. Jesus het verloor. Dit was 'n donker dag, letterlik het dit donker geword. Dit het gelyk asof alles te vergeefs was. Jesus is in die graf en dit is in die donkerste, moeilikste tye wanneer God die deurslag gegee het. Is in die tye wanneer die disippels Jesus gelos het en weggehardloop het, wat God sonde oorwin het. En so nie net sien ons waarde in die kruis nie, maar ons moet kyk na die leë graf en ons moet sien dat God het oorwin. Sodat wanneer ons nie oorwin nie en ons nie sterk staan nie, weet ons dat die volgende oggend is daar steeds genade vir ons. Dis wat ons gaan kry om vas te kan hou. Dis nie ons vermoë om net nou in hierdie moeilike, harde tyd in Suid-Afrika die regte besluite, die goddelike besluite kan maak nie, maar besef jy dat God wil jou gebruik in jou gebrokenheid. Dat dit is juis in daai tye waar jy keer op keer kort kom, wat die evangelie die duidelikste skyn, dat die deurslaggewende faktor is nie jy nie, dis Jesus. Dat ons getuienis is gewortel aan sy goedheid, in sy vasberadenheid, sy onwrikbaarheid, soos wat hy in ons vashou. So julle, ek wil klaarmaak om te sê, ek weet nie waar jy is vanoggend nie, ek weet nie of die onsekerheid van hierdie situasie, soos met my en julle harte en kele amper toeknyp, dat ons nie weet wat se pad vorentoe is nie, dat ek wil graag hierdie persoon wees wat die regte dinge doen, maar ek voel net nie in staat nie. Ek dink dit is daar in ons tekortkominge, waar ons dit verkeerd gekry het, waar ons die oggend moet sien, dat dit is daar waar Jesus ons kry en vir ons genade gee. Is daar die genade wat jy sien, nêrens anders in die wêreld sal jy dit kry nie. Oral anderste in die wêreld is jou waarde gekoppel aan wat jy kan gee. Jy mag dalk vervreemd wees, jy mag dalk nog onseker wees oor 'n Christendom. Jy het al gehoor van die dinge wat ons moet doen, jy het al gehoor jy moet vashou en jy moet vol vasberadenheid wees, hoor dit weer, soos wat ek afsluit. Christendom gaan oor ons tekortkominge, maar Jesus se goedheid. Ek sluit af met die woorde van Paulus in Romeine 8. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Sien Jesus, sien die kruis, sien hy het opgestaan en hou daaraan vas. Amen. Here, in hierdie tyd van die jaar waar ons reflekteer oor 'n jaar wat verby is en waar 'n jaar wat gaan, voel dit, ons sit nog steeds hierdie amper 'n hangover van die laaste 2 jaar van COVID en dinge wat moet gebeur in die politiese, ekonomiese, sosiale onsekerheid, Vader. En ons moet bieg dat soveel tye, wanneer dinge vir my net vir 'n kort oomblik kan maak beter voel, wil ek op die oomblik daarso dit koop en myself uitverkoop en myself vir daardie dinge gee wat ek dink vir my sekuriteit gaan gee en myself gaan laat beter voel, eerder as om te gaan en om te sien dat langs my in die stof is U Jesus, is U die een wat my daar kom red het. Here, ek bid dat ons kerke, hierdie gemeenskappe sal wees, nie van die perfekte mense nie, van die mense wat kom sien hoe perfek Jesus is en was. Ek bid vir mense wat vanoggend juis hier sal sit, wat voel, dat hulle hoort nie hier nie, hulle kom nie mas op nie,
Dat hulle het nie dit om te bied wat jy eintlik voorsoek nie, en dat hulle sal kan sien, dit is mense soos ons, en ek, wat u voorkom sterf het. En dat daardie waarheid ons dan sal aanspoor om wel merkwaardige mans en vrouens en merkwaardige lewens te kan lei, lewens wat nie gesentreerd is rondom ons nie, maar lewens as ons die storie weer sou vertel soos Daniël, dat ons sou kan sien en sal kan skryf, God het. Hy was toe getrou, al was dit onseker. Hy is getrou en ja, ons glo, hy sal getrou wees en hy sal terugkom. Ons bid hierdie in u naam, God. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.